In Ink Luisterstories bied aan. My skuld is betaal. Geskryf en voorgelees deur Eugene Pina. Ben Leroux skrik wakker. Hy lê roerloos in die donker en spits sy ore. Iets het hom wakker gemaak. Laura se asemhaling neffens hom is rustig en egalig. Sy het beslis niks gehoor nie. Die huis is doodstil. Nee wat, dit was waarskynlik niks. Dis die misdaad in die land wat besig is om hom paranoïes te maak. Sy veiligheidsstelsel is van die beste wat geld kan koop. En dan is daar die honde. Niemand gaan naby die huis kom sonder dat hy dit weet nie. Maar hy bly onrustig. Daar sit weer 'n kraakgeluid. Dalk 'n skoensool wat iets raak getrap het in die gang. Hy leun stadig oor na die linkerkant om sy pistool uit die bedkassie se laai te haal, versigtig om nie 'n geluid te maak nie. Maar dan bars die hel los, die kamerlig gaan aan, 3 of 4 mans met gewere en misse oor hulle koppe storm die kamer binne. Wake up, bulder een. Laura skrik wakker met 'n klein gilletjie. Ben gryp na die laai van die bedkassie, hy sukkel lomp om die laai oop te kry. Een van die mans storm op hom af. No, leave it! Hy slaan vir Ben met die agterkant van die geweer teen die kant van sy kop. Ben sien sterre en val terug met sy kop op die kussing. Daar is 4 aanvallers, almal gewapen met gevegsgewere, waarskynlik AK-47's. Laura gil weer, hierdie keer hard en deurdringend. Shut up! Maak die man wat vir Ben met die geweer geslaan het haar stil. Nobody will hear you. What do you want, wil Ben paniekerig weet. Hy kry geen antwoord nie, maar word hardhandig uit die bed gesleep. Hy sit hom nie teen nie, om te probeer terugbeklei sal sake net vererger. Hy sal moet kop hou en doen wat hulle sê, vir nou in elk geval. Hy en Laura se hande word agter hulle rug vasgemaak en hulle word gedwing om op die vloer te sit. 100 gedagtes skiet tegelyk deur sy kop. Hoe het hulle ingekom? Hoekom het die honde nie geblaf nie? Gaan hy en Laura vandag doodgemaak word? Please don't hurt us, I'll do what you ask, pleit Ben weer. Bly stil, boer, skreeu die leier in Afrikaans. Ek is nou die baas hier, wil jy vrek? Laura huil hardop. Sy krimp ineen wanneer een van die aanvallers dreigend nader storm. Die aanvaller steek vas. Asseblief, pleit Ben so rustig as waartoe hy in staat is. Ek sal doen wat julle sê, moet asseblief net nie my vrou seermaak nie. Hy word weer met die kolf van die geweer bygedam. Luister, sê sy aanvaller. Ek sê jy shut up. Ek sal sê as jy kan praat. Ons soek geld en guns. Waar is jou kluis? Dis in my studeerkamer, antwoord Ben. Maar daar's nie baie geld nie. Hy voel hoe 'n straaltjie bloed teen die kant van sy kop afloop. Een van die ander sê iets in Sotho. Die leier antwoord kort af. Dit klink soos 'n ligte woordewisseling. Maar dan knik die leier instemmend met sy kop en bedui met sy geweer na Ben. Die ander een stap in Ben se rigting met sy geweer op Ben gerig. Kom wys my, beveel hy en bedui met die geweer dat Ben moet opstaan. Ben sukkel om regop te kom met sy hande agter sy rug. Die man kry hom met een hand agter aan die kraag beet en help hom op. Vir 'n oomblik ontmoet hulle oë. Dit lyk of hy iets vir Ben wil beduie, maar Ben kan niks uitmaak nie. Hy word by die slaapkamer se deur uitgedwing met die geweer loop teen sy rug. Wanneer Ben by die deur uitstap, stamp die aanvaller hom so hard teen die rug, dat hy vorentoe styer. Hy verloor sy balans en kom weer op die vloer in die gang te lande. Jy gaan vrek vanaand, sê die man, terwyl hy weer vir Ben help om op te staan. Hy stoot vir Ben vorentoe met die loop van sy geweer. Loop, boer,
Wys my jou geld en jou guns. Die ander 3 aanvallers bly agter by Laura. Die studeerkamer is op die grondverdieping. Terwyl hulle by die trappe afstap met die geweer loop teen sy rug, dink Ben aan Laura wat alleen by die ander 3 aanvallers agtergebly het. Hy kon die vrees in haar snikke hoor voor hy uit die vertrek uit is. Liewe Vader, prewel hy saggies, laat hulle asseblief net nie vir Laura seermaak nie. Sy brein werk in hoogste rad. Hy sal eenvoudig aan iets moet dink terwyl hy die geleentheid het. In die studeerkamer draai hy na die aanvaller toe. Die sleutel van die kluis is in die laai van my lesenaar, sê hy. As jy my hande losmaak, sal ek dit uithaal. Ben, sê die man sag, maar dringend. Ben is verstom. Hoe ken jy my naam? Die man sê niks, maar hy haal stadig die mis van sy kop af. Ben herken hom onmiddellik. William. William beduie met sy vinger op sy mond vir Ben om stil te bly. William, wat maak jy hier? Vra Ben saggies. William ignoreer sy vraag. Draai om, fluister hy en sny Ben se hande agter sy rug los. Hy is duidelik baie senuweeagtig. Daar's nie tyd nie, Ben. Sam gaan ons kom soek. Ons is hier om julle dood te maak, maar ek het nie geweet dis jou plek nie. Ek verstaan nie, William. Ek en jy was vriende, maar toe verdwyn jy. Dis nou al 5 jaar. Hoekom? En wat maak jy by hierdie mense? Dis tog nie wie jy is nie. Jy's 'n boer, Ben, jy sal nie verstaan nie, kom die antwoord. Wat sal ek nie verstaan nie? Magtig man, hierdie mense is moordenaars. Hierdie mense is my mense, Ben, antwoord William. Ons beklei vir ons goed, dis al. Wat bedoel jy julle goed? Julle maak onskuldige mense dood, verdomp. Partykeer is dit nodig om hard te praat sodat mense luister, Ben. Mense gaan dood, ja, maar hoe sal julle anders luister? Julle moet verstaan, ons is serieus. Julle sit met al die grond terwyl ons vrek van die honger, maar dis ons grond wat julle gesteel het. My blikseman, sê Ben ergerlik in 'n fluisterstem. Ek het nog nooit iets van iemand gesteel nie en jy weet dit. Ek het hierdie plaas by my pa geërf. Julle wil alles verniet. William onderbreek hom. Hou jou bek, Ben, sê hy sag maar dringend. Daar's nie tyd nie, ek het gesê jy sal nie verstaan nie. Luister na jouself, William, sê Ben ergerlik. Wat bedoel jy as jy sê ons en julle? Wie's ons en wie is julle? Ek weet dat lelike dinge in hierdie land gebeur, maar jy en ek was nie verantwoordelik daarvoor nie. En niemand het iets van jou gesteel nie. My pa het hierdie plaas wettig gekoop en hard gewerk om dit te betaal. Ons het dit opgebou en iets daarvan gemaak sonder om iemand te na te kom. Nou wil jy alles sommer net vat. Dink jy julle is geregtig daarop? Dink jy dis reg om onskuldige mense dood te maak om dit in die hande te kry? Wat van ons, Ben? My ancestors het gesuffer en alles verloor, sodat jou mense kon ryk word. Moet ek nou net vergeet? Ben sug. Dit sal sinneloos wees om verder te probeer redeneer. Wat gaan jy nou doen, William? Ek skuld jou, Ben, jy weet. Ek gaan jou help. Dankie, William, sê Ben verlig. Waar was jy die afgelope 5 jaar? Is Mary okay? Ja, sy is nou in grade 7, sy bly by my ma. Mooi groot. Ek is bly, William. Dis goed dat sy by jou ma is. Is moeilik vir 'n man om 'n kind alleen groot te maak. En jy's besig met verkeerde goed. Jy kan nie 'n kind by jou hê nie. Dis hoekom ek haar by my ma gelos het. Ek sê weer, William, jy moet wegkom by hierdie mense. Hulle praat jou kop vol nonsens. Ek en jy moet praat. Dink aan jou dogter. William staar 'n paar oomblikke na Ben sonder om te antwoord. Ons kom ver, Ben, sê hy. Die pad wat ons gekom het is te ver vir omdraai. Dinge is nie meer dieselfde nie. Dis nooit te laat om die regte ding te doen nie, William, sê Ben sag. Hy merk dat William verward is. Jy's reg, ons kom ver, jy en ek. Maar onthou hoe dit was. Moenie dat die haat jou verblind nie, my vriend. Sorry, Ben, ek wil jou nie seermaak nie. Ek skuld jou omdat jy my kind daai dag van die accident uit die kar gehaal het, anders het sy doodgebrand. Maar jy is nog altyd 'n boer. Wat die hel beteken dit, William? Is dit my groot sonde? Dink ek het gevra om witgebore te word? Ons dink anders, Ben. Almal is nie soos jy nie. Miskien sal ek kom dat ons praat. Miskien kan ons mekaar verstaan. Maar nie nou nie, die tyd is min. Ben reageer nie dadelik nie. Hoe antwoord 'n mens in elk geval daarop?
Hy is net dankbaar dat dit lyk of hier 'n uitkomkans is. Wat is jou plan, William? Vra hy dan. William beduie met die geweer na die deur van die vertrek. Jy moet gaan, voordat Sam kom kyk waar ons bly. Ek sal sê jy het my oor die kop geslaan. Ek gaan nêrens sonder my vrou nie, antwoord Ben. William skud sy kop heftig. Nee, ek sal kyk wat ek vir haar kan doen, maar jy moet gaan, nou. Voordat Ben kan reageer, verskyn Sam skielik in die deur. Hy skreeu en soete op William en die twee voer 'n kort gesprek, waarvan Ben niks verstaan nie. Dan merk Sam skielik op dat Ben se hande losgemaak is. Jy gaan vrek, boer, skreeu hy, en hy rig sy geweer op Ben. Ben besef dat hy hom gaan skiet en hy krimp in een. 'n Skootklap. Maar tot Ben se verbasing is dit Sam wat agteroorval. Dit neem net 'n oomblik vir Ben om te besef dat William sy leier geskiet het. Kom, sê William, en trek Ben aan die arm in die rigting van die deur. Maar Ben rem terug. Ek het jou gesê, ek gaan nêrens sonder Laura nie. Ben sien die paniek in William se oë. Ons het nie tyd nie, Ben. Hulle hoor hoe die ander twee aanvallers by die trappe afgestorm kom. Ben ruk los en gryp Sam se geweer van die grond af op. Op daardie oomblik verskyn die aanvallers in die deur. Een het vir Laura aan die arm beet. Chaos bars los. Laura word eenvoudig een kant toe gestamp en beland hard op die vloer, haar hande steeds agter haar rug vasgebind. Sy gil terwyl die aanvallers almal gelyk in hulle taal op mekaar skree. Een van hulle rig sy geweer op William en trek die sneller. William styer 'n tree agteruit en val op die vloer met sy kop teen die muur. Terselfdertyd begin Ben met Sam se geweer op die twee aanvallers in die deur skiet. Skote klap heen en weer. Hy hou aan met skiet totdat die magasyn leeg is. Wanneer alles tot bedaring kom, lê al 4 aanvallers op die vloer, elkeen in 'n plas bloed. Wonderbaarlik is Ben ongeskonde. Laura lê op die vloer en huil hysteries. Ben kniel by haar en druk haar teen hom vas. Dis verby, Laura, dis verby. Ons is veilig, prewel hy saggies totdat sy effens bedaar. 'n Geluid laat hom verwoed omkyk. Dis William, hy leef nog. Ben los vir Laura en gaan kniel by William op die vloer. William, sê vra hy. William se oë fladder oop en hy maak sy mond oop asof hy iets wil sê. Sy oë is glaserig. Bloed borrel by sy mond uit. Dis duidelik dat hy sterwend is. William, sê Ben weer, lees stil, ek bel die ambulans. Kyk hoe ver het ons gekom, Ben, fluister William moeisaam. Maar jy is nog altyd my vriend. Moenie daaroor worry nie, William, antwoord Ben sag. William se lippe beweeg, maar daar kom eers nie 'n geluid uit nie. Ben besef dat die einde naby is. Moenie praat nie, William, sê hy. Maar dan lig William sy hand van die vloer af op en plaas dit op Ben se arm. My skuld is betaal, boer, fluister hy, byna onhoorbaar. Sê vir Mary, ek is sorry. Ek het nie, kyk na haar asseblief. Dan verstar sy oë en hy blaas sy laaste asem uit. Dit is doodstil in die huis. Buite roep 'n naguil na sy maat. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.